Hallo julle, kan my hoor? Kan almal my hoor? Daar agter ook? Julle reg? Om myself te hoor. Okay. Dis nou my eerste keer wat ek eintlik saam met julle so 'n diens doen. So verskoon my as ek dit nou ongewoon is. Dit nie normaal is nie. Ek is nie 'n prediker nie. Ek is wel iemand wat gestuur is as 'n disipel en 'n apostel van God, van Christus om die woord uit te dra. Vader, dankie vir die geleentheid om tyd saam met U te spandeer en saam met U kinders U woord te deel. Dit is bekragtig word, Here, deur U woord, sodat ons meer en meer soos U kan word, Here. U beeld en U lig kan dra in hierdie wêreld. Vader, dit vanoggend ook besonder sou wees dat die Heilige Gees onder ons beweeg, dat die Heilige Gees Uself in ons openbaar, en dat ons net bewus gaan wees van U, Vader, in Jesus naam. Amen. Okay, so, ja, die sagte daar. Ek het gedink, aangesien die toolbox nie is nie, sal ek met die toolbox hier by julle wees. Ek nou dink aan die situasie dat hulle in Nederland is en Hoog-Holland praat daar, so dink ek gaan nou hoogs Afrikaans praat hier by julle. Dat julle kan verstaan wat eintlik die boodskap is en wat die Here met ons wil deel. Ek dink baie keer is dit baie moeilik om altyd te verstaan wie is ons en waar staan ons in Christus. Want dit is baie keer moeilik om jou verhouding, posisie in Christus te verstaan. En ek het 'n lampie gebring, so ek dink julle het al klaar begin wonder nou wat die storie met die lampie. Ek hou van gelykenisse en boodskappe wat mense kan verstaan en wat miskien impak kan maak. Wat jy altyd sou onthou dat wie ook al die boodskap oordra, dat die Heilige Gees dit aan jou sou openbaar om in hierdie tyd nou in die volgende week, 2 weke, 20, 60 jaar dit altyd sou onthou sodat jy in oorwinning kan bly. Ons hoor baie keer woord, en sê dit is te hoog Holland, dat ons dit nie onthou nie. Maar mag dit jou aanraak. Ek het nie 'n spesifieke preek berei nie, maar ek het vir die Heilige Gees gevra om my te lei. Kom ons hoor wat sê die Here. Vir my persoonlik, ek is nie iemand wat ooit liefde geken het. Ek wil net so daar aanraak. Wat ek eintlik wil deurkom is dat baie keer van ons posisies en failures in die lewe is omdat ons nie gegrond is in Christus nie. Ons ken hom nie. Ons het nooit die experience gehad van dit nie. So in my lewe was dit dieselfde. En dit wat jy die meeste hoor is gewoonlik hoe jy is. Jy kan nie meer leef as dit wat in jou kop dink nie. So iets wat vir my belangrik is dat ons met almal kan in oorwinning leef. Dit is baie keer moeilik om te sê maar ek gaan oorwinning leef. Maar ek gaan net so af en toe die Bybel lees. Of ek gaan so af en toe die Sondag aan 'n kerk toe. En die res van die tyd is dit net godsdienst. Ons praat nou, God is nie godsdienst nie. God is verhouding. Ek gaan sommer net so 'n voorbeeld gee na myself van prentjies. My vrou like baie meer van prentjies. Sy teken elke dag prentjies. En ek gaan try vinnig wees, maar hopelik kan ek 'n impak maak. Ek staan eendag en dit is baie warm in die somer en ek dink ek het lanklaas die tuin nat gemaak. So ek uitgaan buitekant toe en ek voel ek is nog wel goed warm.
En ek sien die blommetjies daar voor oor die tuin en hulle hang so, hulle koppies hang so onderste bo. Julle het al gesien die blommetjies daar voor. Maar hulle hang so. Ja, en ek dacht nee, die res van die tuin is ek ook maar dieselfde geval. En ek is daai housepipe daar en ek begin natspuit en ek begin natspuit. Te vinnig oor en ek wil verder gaan om na die ander blomme en goeders ook aandag te gee. En op een slag sê die Here, wat maak jy? Ek sê nee, ek maak die tuin nat. Hulle moet vinnig water kry. Sê die Here, maar die Here sê maar kyk die blommetjies, hoe hang hulle koppies. Ek sê, wat het jy nou gedoen? Jy het net water bo op die grond gegooi. Ek sê, maar die water het nie by die wortels uitgekom. En baie keer is ons lewe so ook. Dit is so gejaag, dat ons nie tyd maak, dat ons genoeg water in ons emmertjie of die grond gooi, dat dit by die wortels uitkom. Ons is gejaag. Ons wil godsdienst hou. Ons wil net vir die Bybel lees, net van die bid. Maar as jy tyd in die woord spandeer, dan kan die woord jou lewe gee en jou verander en jou bekragtig, sodat daai blommetjies kan optel. Jy sê die Here, maar kyk, dis juist hoekom hulle het nie water gekry by die wortels nie. Dis hoe my nasie beestel lyk. Dis net vinnig oppervlakkig watertjies. So, dis nou een van die wat ek nou nie eintlik gedink het om te sê nie, maar wat ek net gevoel het, ek moet in hulle oordra, dit is belangrik. My lewe is baie moeilik geweest in Namakwaland. Ek het in 'n, weet julle waar is Namakwaland? Enige iemand? Okay. Dit is maar 'n dorp, area, klein dorpie. Daar is nie baie mense nie, so is 'n klein gemeenskap, dit is 'n myngemeenskap. Dit was eintlik so erg geweest, dat het is afgekorden, daar was electric fences om gewees en niemand mag in en uit gaan. Dit is redelijk veilig ook in 'n mate. En die armoede was nie net gesien in die mense wat die klere dra nie, maar dit was ook in dit wat gespreek is en wat gedoen is en hoe mense groot geword het. Hoe ek groot geword het, is in die feit dat die education, die ontvang wat ek gekry van liefde was alweer. So die armoede was alreeds daar. Rykdom is om God se liefde te ontdek. Om regtig te besef hoe goed God is vir jou. So ek het nooit gehoor ek's lief vir jou nie. Daar's net glad nie gesê nie. En daar's nooit drukkies uitgedeel nie of jy het goed gedoen nie of tjap, jy's okay nie. En ek weet baie van ons leef so en ons word groot en ouer en dan sien jy dit nog steeds so. Jy sien jouself nog steeds in die situasie daar. En ek het natuurlik altyd gesoek na die ontvanklikheid om net te hoor, weet ek is dan okay. En dit is moeilik want as jy nooit dit ontvang het nie, dan is dit altyd 'n leemte in jou wat moet gevul word. So my pa was ook maar van so aard dat, en dit is ook nie sy skuld nie, sy pa was ook maar so, die ouer gemeenskap ongelukkig, weet ek, het nie geweet om liefde oor te dra en 'n beeld te wees van Christus self nie. En so in baie opsigte om my sterker te maak en beter te maak as 'n man wat ek 'n kind was, het my pa my hart behandel, hart groot gemaak, so baie militaristies, hulle was ook in die army geweest, my ma en my pa. So, en hulle het gedink dit is nou die regte manier hoe jy as 'n man kan groot word. So, daar is eintlik nooit gesê, maar jy het goed gedoen, skap het, jy is okay nie, ek is trots op jou nie. So, in daai opsig was dit vir my altyd moeilik, jy besef nie wat die probleem is nie, so, jy is altyd al rebels, jy wil jouself bewys het. En so mate, dat ek altyd, ons sê die woord, krap aangejaag het, jy weet die ander woord. Kyk, ons is mense, né? So,
om gesien te word. En om my verder af te maak, het my pa my baie keer in die veld gelos, oornag gelos sonder niks nie, sonder water. Hy het dan maar my slaapsak gesit, slaap ek daar in die woestyn, tussen die skorpioene en die slange en wat ook al, hoor jy die jakkals skree om jou, trek ek net die slaapsak. Baie keer is dit in die winter gelos by die see, want dit is ook op die see, die ander baie is die einde van die mond waar die Oranje rivier uitkom. Dus as ek daar gelos, dan ren jy nat en jy bewe en dat jy gaan vanaand in die dood gaan. Alles is net so. En dan dink jy, ek weet nie of ek kan survive nie, jou kop is net dood, jy weet, jy voel in ek so. So my lewe was maar 'n baie taaf ene geweest. So taaf geweest dat ek baie keer gedink ek gaan wegloop, maar jy kan nie daar wegloop. Baie keer gedink, okay, miskien moet ek selfmoord pleeg, dan kan ek ontslae raak van hierdie moeilike gedeelte want dit is baie hard. Maar my pa was ook redelik aggressief geweest. Ek het nou praat van vader gegee. Hy het dus om 'n modellik geslaan te bel of sommer bygekom het. Maar dit was waar nie. Het my ma ook 'n bietjie bygekom en dan ek het eendag besluit nie dit vandag ek het tussen hom getree en dis die eerste keer wat my neus gebreek het. Deur die bed en dis lê daar. So jy wil 'n man wees. Maar jy wil gehad het moet 'n man wees. So toe ek nou eintlik eventually die Here bly soek, het ek altyd geweet dat iets anders te wat ek kort. Ek kort die Here, maar ek weet nie hoe om uit te kom nie. Ek het dan 'n Gideons Bybeltjie gekry en klein seker hulle nou daarna te trek, dis wat nader in Springbok waar toe in die hoërskool was. Waar in Springbok in die koffie altyd soek het in die woord, sê maar, Here, ek kort iets, dit is nodig. Ek het U nodig. Maar ek het nie geweet wat om te maak nie. Want ons leef baie godsdienstig, nee, ons is baie kinders in die ou dae was dit eintlik maar patroon om gereeld kerk toe te gaan. Jy het weer by die kerk gesit, jy het die woord gehoor, maar dit is niks vir jou beteken. Want dit is net, want wat is dit nou wat ons van praat gaan, jy moet nou dit doen, jy moet nou dit doen. En dit is nie die beeld wat ek gekry het nie, van ons Vader nie. So, toe ek in die weermag was, het ek nog steeds gesoek na die waarheid. Dit wat my gevry maak. En so ek het nog steeds in die woord, ons het so 'n groepie gehad, het by mekaar gekom. Die eerste keer was ek so van my nuwe musiek gehoor het, die ou diensies nie. Dit is nogal amper seker verlossing op sy eie. So deur die proses die weermag weer gegaan en toe kom ek beland ek in Kempton Park waar ek in 'n woonstel bly en een aand en ek sien die kerk wat net oorkant ons is en dit is seker so 200-300 meter van die woonstel waar ek gebly het en hierdie ouens met hulle happy klappies. Ek dacht, ja, die mense wat gaan aan met hierdie ouens dat hulle so te kere gaan. En hy selfde tyd daar aan sê die, het ek 'n droom. Ek het 'n vriend gehad wat my altyd genooi het na hulle jeugakties. Want ek geweet al het ook hierdie ding. Ek is nie lekker met die goeders nie. En in die droom sien ek my en vir hom staan en buitekant. En op 'n net 'n skielike klank van trompette en goed. En ek het gesê ek het redelik die woord gespandeer. Nou toe ek die trompette hoor en ek besef maar Jesus kom. Besef ek maar ek is nie reg nie. My lewe het ek nog nooit vir Jesus gegee nie. Ek het nie 'n keuse gemaak om hom aan te neem en te sê Here Jesus, ek kan nie sonder U leef. En ek kan nie, niemand van ons kan nie. Maar hy is opgewonde, hy prys die Here en sy hande is in die lug.
Wat doen ek? Ek is op my knieë en die sweet loop. Here, vergewe my. Ja, ek weet ek is nie reg nie. Here, red my net. Gee my net nog 'n kans. Elkeen het 'n kans. Daai Sondag het ek in daai happy clappie kerk. En ek staan daar toe daai uitnodiging kom. Ek weet nie wat gebeur het nie, maar ek is die eerste daarvoor. Ek het agter gesit, maar ek is die eerste daarvoor. Toe sê ek, toe besef ek maar ek het God nie. Ons is niks uit myself. Daar het my lewe verander. Toe het ek besef, nadat ek die keuse gemaak het skielik die woord wat ek so gelees het, nie verstaan het nie. Skielik vir my iets beteken. As ek die woord lees, dit maar, Here, wow, hoekom het ek nooit hierdie gelees nie? Maar ek het die Bybel honderde kere gelees. Nooit verstaan nie. Toe skielik maak dit vir my sin wat in die woord staan. Want die Here het binne in my kom woon. As jy Christus aanneem, is jy 'n nuwe skepsel. Alles het verby gegaan. Die ou dinge is verby. Jy is 'n nuwe mens om met Christus nou binne in jou lewe. Dit is nie meer jy wat leef nie, maar Christus in jou. Dit is nou eers later, as ek in die tyd in die woord spandeer het dit vir my begin openbaar word. Dit het my meer lewendig geword het. Dat ek verstaan wat die woord in my sê. So, toe het ek besef, maar ek weet, daar's iets anders te my. Dit my ouers hoor toe van hierdie storie wat nou hierdie okkultiese ding begin doen het. En allerhande snaakse goed, ek gaan nie meer in my kerk soek aan nie, en ek praat met die Here op allerhande plekke. My pa sê, maar ek sien, hoor jy gaan kerk doen, trek nie toe, en ek sê, ja pa, joh. En as ek in die pad is, as ek bestool is, praat ek ook met die Here. En as ek nie is my kerk soek. Ek dink hy het hom geslaan. Maar toe ek daai liefde ontdek, wat die Here het vir my, toe kon ek hom vasstel. Maar dit is om 'n paal vasstel. Hy het dit ook nooit geontvang nie. Dit was lekker om dit te kan doen, want nou sit hy my uit. Hy het nou al ontspan, sy arm gevat. Partykeer kan hy al so maak. Prys die Here. Liefde vir ander mense. Ons kan nie krag dra uit jouself. Dit is onmoontlik om 'n verskil te maak in mense se lewens. Om self as oorwinnaar te leef. As jy uit jou eie krag dinge traai doen, jy weet. As jy traai en jy weet, jy sê, maar ek traai en reg lewe, maar ek kry dit nie reg. Hallo? Almal met my. Ek is daar. Ek is ook daar. Ek verstaan dit. Dis waar Paulus baie praat van Romeine 7 wat hy sê, maar dit wat ek wil doen, doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen, doen ek nie. En dit is net die hele tyd 'n stryd. Maar in Johannes 15 sê God is die wynstok. Die ware wynstok. Ons is ingeënt in hom. Ons kan nie krag uit jouself dra nie. En dan staan dit ook Galasiërs 5. Dat as ons die salwing wil dra, dan moet dit regtig, as jy die vrug van die Gees wil hê, dan moet dit ingeënt moet wees in die wynstok. So ons kan nie, as ons nie ingeënt is in Christus, as oorwinnaars lewe nie. So liefde is basies die feit dat jy kan sê, liefde is 'n krag. En sonder die krag waar jy ingeënt is in Christus, gaan daai lampie nie brand nie. Ek sien hier lê sy plak. Ons draai baie keer die lig dra, sonder dat ons nie ingeplak is nie.
Hoeveel keer try ons die lig uitdra en try is in oorwinning leef, maar ons is nie ingeplak in die ware bron van lewe en krag. Dit is nie almal baie keer so nie. Ek het dit soveel keer gevind. Ek maar, Here, dit wat ek try in liefde leef, maar ek kry dit nie reg nie, want dan sit ek myself sien dat ek sterf. As ek myself sien dat ek dit gedoen. Maar dit is 'n stryd tussen die gees en die vlees. Maar as jy regtig geconnected is, waar jy heeldag lank uit die krag uit geconnected, ons moet tyd spandeer in die woord. Dis waar God se krag lê. Want jy kan nie uit jou eie. Ek weet, dis altyd die ding is dit dat jy kom op 'n punt en jy begin altyd teruggaan. As jy daaraan dink is dat ons draai altyd weer van voor af uit die vlees uit as oorwinnaars leef. Jy sê maar, jy vergeet dat God in jou leef. En wat my in hierdie week net weer van voor af getref het, is as jy net daaroor dink, is dat as jy regtig stil word, elke dag, voordat jy opstaan, ons praat dan van as jy die ander gedeelte van die wapenrusting, om werklik net in die oggend op te staan en te mediteer op wie jy is. Dan sê jy besef dat jy 'n nuwe wese. Die ou ding het verbygegaan. Die God, die Heilige Gees, wat nou in jou leef, maak jou meer as oorwinnaar. Niks kan in jou pad staan. Want met God kan jy die leeu, jy kan die beere, jy kan die olifante aanvat. Jy kan die giants vat in die wêreld wat teen jou kom. En jy kan as oorwinnaar leef. En ek wil net weer, soos ek sê, ek wil eintlik net oor liefde so seer gepraat het, maar ek het net gesê vanoggend dat ons voel baie keer, die Heilige Gees by my daarin is dat ek moet praat dat ek kan weet ons is oorwinnaar. Dat jy die krag besit om elke dag as 'n oorwinnaar te leef met Christus wat binne in jou is. Moet nie toelaat dat die vlees wat binne in jou is, of die vlees wat jy is, en jou, dis nou die sielsdimensie, jy sê maar, maar ek kan hierdie goed van myself doen. Of, dat trots inkom en sê maar, ek is afhanklik van God, kan ek, kyk hoe oulik is ek nie. Ek dink die feit dat ek in my lewe so armoedig groot geword het en nie veel gehad het nie, het dit my op 'n punt gebring wat ek net besef, ek is niks nie. Maar ek is alles in Christus. Want ek kon nooit voor mense praat. Ek kan nie 'n woord ek sou toe gestaan het heel aand of heel oggend. Ek is heel tyd gebabbel en ek kan niks gesê nie. Want daar was 'n punt ergens in die weermag was ons in dink is Ermelo of Piet Retief, waar daar 'n bom afgegaan het en ons is daarna uitgepos. En daar was 'n wedding venue, het 'n vroue gewees en daar was 'n saal en mense daar gesit en toe sien ek nou maar dat karre se ligte aan is en ek dink dat ek gaan ingaan, dat ek net vir hulle sê iemand se ligte is aan, hulle gaan dalk nie huis toe kan ry. Wag, ek sê ook vir my, wat met die mic en praat. Ek het amper dood gegaan. Ek het daar gestaan en bewe en ek kon nie woord uitkry nie. Maar eventually het ek net seker, iemand sê ligte is aan, kyk seker wat, dan gaan ek. Rol ek. Wat belangrik is om te onthou wie jy in Christus. En ek sê ek wil nou nie, ek kan gewoonlik vir ure praat, tydjie moet jy aan my stop. Ek het tyd. So, ek dink partykeer is net die klein woordjies so belangrik om te onthou, dat jy is 'n lig vir die wêreld, solank jy geconnected bly. En niemand van ons moet ooit minder dink van jouself as wat Christus van jou dink. As iemand anders vir jou iets anders lelik sê, moet dit nie eens glo nie, want Christus wat in jou is heilig, hy is geregverdig. Niks
Daar's niks wat jy nie is, wat Christus nie ook is nie, omdat hy in jou woon nie. En as jy na ander mense kyk, dan oordeel ons nie oor hulle, want Christus leef in hulle. Jy kyk nie vir daai persoon, jy kyk vir daai persoon wat in hom is. Ons is geregverdig deur die bloed van Christus. Sy prys wat hy betaal het, was ultimate. En daai ultimate prys het jou een met hom gemaak, so dit is in enige oomblik, enige tyd in jou lewe, in sy troonkamer kan inloop, want jy is vrygekoop, skoon gewas, jy is 'n kind van hom. En 'n kind van Christus kan enige oomblik praat met hom deel, of jy op die toilet is, of in die bad is, kan jy 'n verhouding met hom deel. En die duiwel gaan gereeld kom en vir jou vertel, ja maar, kyk wat jy nou net gesê, kyk wat jy nou opgetree het. Dit is die vleeslike gedeelte. Jy kan either 'n prentjie maak of 'n movie maak daaroor, en albei bly, en begin glo dit wat jy hoor, dit wat ek gedoen het, ek nou jonger was. Ek het altyd vir my vertel, maar jy is onsuksesvol, jy kan niks ooit bereik nie. Wat jy ook al aanvat is gemors, word gemors. So jou lewe sal altyd so wees. As jy glo wat die duiwel vir jou sê, en dit is hoe ek geleef het, dan sal dit met jou so wees. As jy glo wat God vir jou sê, en dis hoekom ek sê, so belangrik om in die woord tyd te spandeer. In die woord is Christus. Om tyd met God te spandeer, maak jou kragtig. Dit wat ek die meeste gehoor het, het toe eventually ook opgetree. Ek het opgetree, volgens wat ek geprogram het, wat ek ingeneem het, en wat vir my 'n realiteit geword het. Wil jy meer as oorwinnaar leef? Spandeer tyd met God. Want hy gaan vir jou 'n ander prentjie gee van wie jy regtig is. Hy gaan vir die oorwinning bring. En dan kan jy elke dag, soos ek sê, elke oggend jy opstaan, dit mag Christus wees in my. Dankie Vader, ek is vrygekoop. Ek is geregverdig. Ek kan elke dag net vir u sê, Papa, en hom vashou en sê, ek is lief vir u Vader. U is lief vir my. Dankie vir dit. Dit is my storie. Dankie julle. Sal ek bid vir ons sê? Ja, maar dit is I live.